When you get to the table which has been set, it's a family gathering. Wanneer daar 'n gedekte tafel is, dan is dit soos 'n familie wat bymekaar kom om dit wat by die tafel aangaan te kan geniet. Want dan is ek in my Vader se huis. En elke familie het 'n spesialiteit in dit wat hy voorsit. Elke moeder van 'n huis het iets waarin sy spesialiseer. En so het God hierdie spesiale metode en manier vir ons daar gestel. Iets wat my baie vreesaanjaend maak, is dat ons doen dit by gewoonte en nie meer by voorsegging. Ek het op 'n stadium heeltemal afgewyk van 'n kalender vir kerkgebruike. Mense het my gesê, ek breek die eenheid. Toe sê ek, nee, dis nie by die eenheid. Ons moet by die Heilige Gees uitkom. Amen. Ek moet nie in 'n kalender rondblaai en sien wanneer gebeur daar iets nie. Ek het een keer vir iemand gesê, jy kan nie die salwing aan of afskakel nie. Amen. Die salwing kom wanneer 2 en 3 mense in een gees is. Amen. Wanneer jy iets deel en die mense saam met jou verstaan dit wat jy wil deel. Amen. Ek wil vir u verduidelik vanoggend, hoekom is die 4 bekers op die tafel? En wat ek vir u gaan sê, is nie net wat ons in die Bybel sien nie, en wat ons daarvan maak nie. Dit het 'n rede hoekom ons in die einde van die tyd by hierdie gedekte tafel uit. Hierdie gedekte tafel het sy oorsprong reg terug na Exodus. Amen. Reg terug na Exodus. Ek kan vir vanmôre sê, maar dit is so, ons het nie. Wat het ons te doen met die Ou Testament? Nou wil ek vir jou sê, wat het jy te doen met die Bybel? Amen. Hy sê hierdie woord, Johannes 1. Johannes 1 sê, en dit is vir my baie mooi, as ek dit vir u kan lees. Hy begin met iets wat hy kragtig sê. In die begin, reg in die begin, was die woord. Sien, dis die woord. Hy selekteer en hy raak nie selektief oor sekere dele nie. You never get selective because of certain books and certain parts of this book, of this beginning. And the word, this word, was with God. Amen. You see, this is in the beginning. It turns right back in the beginning, and this was with God. And this word is God. Amen. We've got a New Testament ministry. If you bind yourself to a certain ministry or to a certain testament, then you won't
participate in all those lovely manifestations, then we must stop to dance in a choir. Then we must stop certain Holy Spirit functions. Then we must stop screaming. No, I never know in what volume people is screaming or praise the Lord. I don't know, because I never listen to somebody else. Because I don't want to deal a ministry with somebody. I want to create my own ministry with my own anointing, with my own vision to the Lord. That's what I want to do. So if somebody screams harder than what I do, maybe they've got a better voice. Praise the Lord. They say we must participate in such an anointing in this building. People outside must think there's a fire going on. Amen. I know we have to be organized. But what's a confusion for us is not necessarily confusion for somebody else. Amen. See, we create our own havoc, we pretend to our own spirit, which we are led by Jesus' anointing salvation. Amen. So what happened here, and bear me, I've got notes because I can't tell you actually what's going on in 8 pages. Daar's 4 bekers. Eerste beker, tweede beker, derde en vierde beker. Elkeen van hierdie bekers het 'n betekenis met Egipte en die Israeliete. Die eerste beker ek kan nie vir sê wat sy in nie, maar veronderstel mens dan na kyk, gaan dit sê dis die bloed. Amen. Dis reg. Amen. Jy saam met my. Amen. Moet die bloed wees. Maar as net een lam geslag en dis Jesus. Amen. So jy sien, reg van Exodus het God die bloed van Jesus begin promoveer. Amen. Net in 'n ander konteks. Hy sê God het Israel afgesonder om toegewy te wees aan hom, 'n heilige nasie. Net so het hy ons uitverkies om 'n heilige volk te wees, om te verkondig die deugde van hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Jy sien 1 Petrus 2 vers 9. Hy begin hier van die tweede vers af, hy sê in die tweede hoofstuk begin hy te praat, hy sê en verlang sterk soos pasgebore kinders na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Mense begin daarvan afwyk. Ons begin nou kyk na ons eie Bybel. Ons eie taal, ons eie konteks. Hier praat hy van die melk. Onvervals. Kerk het begin val in 'n program. Verskoon my, elke persoon het sy eie bediening.
Ek glo uitsluitlik net aan die salwing in die Heilige Gees. Amen. Ek glo nie aan ander. Gebruik jy die musikante, hulle is gesalf om te doen wat hulle moet doen, is ek reg? Amen. Ons is gesalf, dis hoekom ons hier sit. Dis hoekom ons 'n gebou het. Ons het die woord, die onvervalste melk. Ons moet besop dat ons nie verslaaf raak aan 'n ander tipe melk wat nie so baie room het, soos hierdie melk wat Petrus van skryf nie. Met ander woorde, ons moet nie 'n siklus val nie. As jy na my toe gaan kom en my aanbid en baie van my hou, dan dink ek jy het so effens die pad byster geraak. Amen. Amen. Want sien, ek is ook maar net 'n genooide. Amen. En ek doen net wat die Heilige Gees en die salwing my sê. I can't do anything more. I can't have add-ons. Because when I get add-ons from people to satisfy people, then I'm starting to land in problems. Because then I have to sell you my ideas. And when I start doing my ideas, then it's a problem. Because then I only use the Lord, not as a provider, because I provide now. I only use this name to attract people. But not the music, not the prayer, not the word. It's a combination of what the Lord says we have to do. Amen. I don't talk about ministries, pastors. I never in my ministry, except for oil, which is specifically there to anoint. I use any other substance to heal people. And anyhow, nobody can heal people. I can't put there my name and just below my name I'm a healer. It does not make any sense. I have to put there in small letters my name with my telephone. Maybe somebody will need me. And there on top there, I can put Jesus saves. Amen. Am I right? You see, a few years ago, I was a youngster. There was an evangelist going around our country with a big truck. He says, Jesus saves, with his name just below that in small letters. And after a few years, you see there the big name of the person, and there right on the corner you see Jesus saves. Now what are we up to? What are we up to? First cup. First cup. Die beker van afsondering. This is the first cup that was named. Die beker van afsondering. It says, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld. Kom ons raai hom om. Ons is nie van die wêreld nie. Maar ongelukkig moet ek in die wêreld wees. Want waar gaan ek anders te bly? Sien, so ek vereenselwig my nie met die wêreld nie. Hy sê verder, Eksodus 12 vers 26 en 27. God tref Egipte met die dood van hulle eerstgeboorte
God sonder sy kinders af van die sondaars. So wat doen hy? Hy het 'n partisie Amen. tussen sonde Amen. en heiligmaking gebring. Amen. There's a partition. Daar's 'n partisie en ek wil net maar vir julle vanmôre sê, ek dink nie ek is beter as ander mense nie, glad nie. Ek doen dit nie. Yes. Maar ek vereenselwig my nie met die wêreld. Amen. Dat die wêreld doen wat hulle doen en die manier waarop hulle dit doen, dis die wêreld, geen probleem nie. En kan ek vir u nog iets anders sê? Daar's 'n spreekwoord wat ek het wat sê, don't tell me, Yes. show me. Amen. Jy Amen. verstaan, ek kan vir jou groot goed vertel rondom die heiligmaking en die salwing en waar jy moet wees en waar jy moet gaan en wat jy moet doen. Maar ek kan nie myself verkoop nie. Jy moet jouself in so 'n manier bemark dat iemand anders iets binne in jou sien. Amen. Amen. In Korintiërs 15:52 sê, sterf as 'n verganklike en word opgewek as 'n onverganklike. Dis twee moeilike woorde. Hy sê so, luister wat sê, hy sê, sterf as 'n sondaar. Vlees en bloed, this body, this piece of meat, this body will never ever be accepted in heaven. Amen. Never ever. Amen. Yes. We can't expect God to accept you with His body in heaven. In the first place, there's no hospitals. In the second place, there's no pharmacies. In the third place, there's no McDonald's in Kentucky and all those stuff. So you have to distance yourself from the world. Amen. Which means now my body, my liggaam nou, is verganklik. I need worldly material to survive. Ek het wêreldsmateriale nodig, chemies, wat jy ook al sê, om te bestaan. En wanneer ek sterf, dan gaan hierdie verganklike lewe, met ander woorde, verganklik is iets wat verweer. Amen. Dis iets wat verweer, hy word siek. Hy kry 'n siekte, hulle koppel 'n siekte aan jou. Besop vir dit, besop vir dat, moenie dit doen nie, moenie dat maak nie. Toe my dogter uitvind ek se diabetes, dit was my die moeilikste in my lewe dat daai kind moet weet wat is my probleem. As jy kan iets vat, waar is dit nodig? Ons sit hulle in die sitkamer, eet hulle lekker koekies. Jammer pa, maar jy sien vir jou beskoor nie. Sy was erg, nou nog. Sy was erg. Ek is verganklik. Die oomblik as ek sterf, dan gaan hierdie gedeelte van my in die graf af en hy gaan verweer. Hang af om wat die dood is. Want tot 8 jaar vat voor jy verweer het. Dan word hierdie stof. Dan begin die godheid in werking tree. Want jou gees binne in jou gaan terug na God toe wat dit gegee het. Sien Jesegiel 37 sê vir Jesegiel die jong profeet, hy sê vir hom, Jesegiel, wat sien jy? Geen visie. Jesegiel het geen visie gehad. Niks. Hy het geen visie gehad, dis 'n wonder God het nog met hom verder op pad gestap. Hy sê dorbene. As ek 'n karavaan sien, wat doen ek? Verlof. 'n boot, plesier. Kos, lekker eet. 'n mooi huis, lekker bly. Stem jy met my saam? Ek assosieer my met dit wat ek sien. En onverganklik is iets wat permanent, wat altyd en ewig, tot 'n ewigheid altyd is daar, vergaan nooit, verbeer nooit. Dis wat
en jy is dood. Al probleme is jou lewe nie reg, jy kan 2 keer brand. Amen. Amen. If you're not saved and baptized Amen. and be holy, if you do a cremation, you're gonna be twice in hell. Yeah. I can't tell whether it's sin or not. I don't think it's sin to die. Don't just be careful that you die not with sin. But if you die, I mean, it's not sin. So wat sê ek vir u? Sorg dat ek sterf. Dat hierdie karkas tot niet gaan. Becomes dust. This body becomes dust. But the spirit in this body goes to God, because God gave it to you. And that's what he told Ezekiel. What do you see? Ezekiel says bones. He says, no man, it's a new nation. It's something you can create. I'm going to give you the ability to do that. Ezekiel says, but Lord, what do you mean now? He says, Ezekiel, prophesy. Be of spirit, my boy. Prophesy. Don't tell the bones about the river and the trees and the birds and everything. They're not interested in all those junk. The bones want to come alive. You prophesy. When you prophesy something alive. Alive. Am I right? What does God bring? The dead? No! He brings life. Amen. God wants you to live 80 years plus. Amen. He wants you to become an old man and an old lady. Because he'll keep you in shape. I must carry on. First cup. Afsonder. Sonder die af te sien jou nie werk. Jy moet nie in die wêreld wees nie. Dit is gevaarlik, want as jy in sonde. Hy sê, dis die eerste beker, hy sê, nou moet jy mooi luister, wanneer hulle betrokke geraak het met die Pasga, en mense het by mekaar gekom, dan is daar 2 belangrike faktore wat plaasgevind het. Jy stap nie met vuil voet in iemand se huis nie, jy vat ook nie met vuil hande in iemand se goed nie. Vergraag. So wat doen jy? Jy gaan geniet die Pasga, dan sit jy dat jy jou voete was. Daai voete was het niks met Johannes 13 by die stadium te doen nie. Jy gaan sit en was jou voet hoekom? Jy gaan nou na iemand se huis toe tree. So was jou voete. Was jou hande hoekom? Want jy gaan nou saam met die mense eet. Jy was jou hande. Maar nou kyk wat gebeur. Die voete was gebruik God. En hy gee dit terug vir Jesus, wat hy weet wat eendag gaan gebeur. Hy stel dit nou in, hy stel dit nou in. Hy stel die voete was nou in. Hy begin dit al in te stel, hier vroeg in die Bybel. Maar hy weet, dit is vir die toekoms. Hy sê dit was heel waarskynlik op hierdie stadium van die syder van Jesus se disippels, wie die voete gewas het. Hier begin hulle, en hy sê, die skrywer sê, dit was heel moontlik, die begin van iemand wat die oortuiging gekry het om die disippels se voete te was. Ons gaan nou ons hande was die hande van jou eggenoot of 'n ander persoon en seën hulle terwyl jy dit doen. Dis 'n goeie geleentheid om sake reg te maak met iemand voor die nagmaal opgeskep word. Ek wil net iets sê. Ek glo nie daarin. Jy moet 'n nagmaaltafel spring. You're not supposed to skip this table. This Holy Communion. You're not supposed to skip this. You're supposed to clean your heart before you make use of the Holy Communion. Before you indulge
now I'm not going to use it because my case is not so fixed up with that, with that, with that. You don't sit here, man. Because Jesus' blood was shed for everybody. Amen. Now it's just as good to take a bucket, you throw the blood out of the window. That's what you're doing. True. You must take your brother, you must take your sister. Go and wash their hands. Come in a new life with him. Maak gebruik van die geleentheid om dit wat jy dink. Hy skryf die skrywer skryf. Hy sê Petrus, myself kom korrigeer. Hy sê as jy dink. Hy sê nie as daai een dink. Hy sê as jy dink dat daardie een iets teen jou, dan los jy jou offer by die altaar. Amen. Jy gaan versoen jou en dan kom jy terug. So wat wil ek jou vanmôre sê? Is jy veronderstel om uit te loop nie? En ons ook nie veronderstel om teen die geleentheid te draai om nie met jou broer en suster vrede te maak. Ek weet nie wie iets steen wie nie. Ek weet nie wie iets steen wie nie. Wat ek wel wil sê, jy doen twee dinge. Jy skiep nie die tafel nie, en jy gaan ook nie uit is wat teëgekom het. Amen. Is ek reg? Wat is ons? As ons die Pinkster mense is, nie, as ons die verkeerde kerk. Stem jy saam met ek sê? Hy sê, Eksodus 12, 14 en 15, hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. En dit moet julle as 'n fees tot eer van God vier. Julle moet dit in die geslagte as 'n ewige insetting vier. 7 dae lank moet julle die ongesuurde brode vier. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huis verwyder, want elkeen wat die gesuurde brode eet van die eerste dag af tot die 7de dag, tot die siel moet afgesny word van Israel. Hoekom gebruik ons ongesuurde brode? Nou ek gaan later met u iets deel wat u miskien met my gaan verskil, maar dis my metodiek en dis my dogma. En ek sal iemand dit bewys. So wat ek nou wil vir jou sê is, jy kan nie gesuurde brood eet nie. Want suur verteenwoordig sonde. Verstaan nie? Het jy al gesien as 'n man suur is of 'n vrou is suur? Hoor jy ek sê dis die moeilikste gesig om in vas te kyk. Dit beteken nie op die kans op om staan en preek jy dan sien nie. Amen. Ek wil nie my gesig so trek nie, want die kinders sê ek lyk lelik. Kan ek nie nog iets sê? Weet jy wat beteken dit om te koordans? Koordans het niks met die gemeente uit te waai. Niks. Koordans het met die gemeente niks uit te waai. Gemeente baat niks met koordans. Niks. Maar net 'n kerk wat oor die woord koordans kom in elk geval nie in die Bybel voor. Die enigste persoon wat lekker in die Bybel kom dan was Miriam en Dawid. Dawid was 'n voordanser. Kyk as die musiek speel as hy daar, dan het hy gedans. Hy dans sommer terwyl hy bid. Hy het hierdie fenominale begeerte en mag gehad om te kon dans. Want weet jy hoekom? Hy het daai intense verhouding met God gehad. So hoekom het hy gedans? Vir God. Hoekom dans jy? Jy's bly. Jy het gehoor as iemand in die gees lag. Jy begin sommer saam lag. Hoekom lag jy? Van blydskap. Hoekom lag jy van blydskap? Want die Here is in ons midde. Hoekom is hy in ons midde? Want ons is meer as 2 en 3 wat hom toelaat. So die oomblik wanneer jy begin dans, dan in daardie terme skakel jy, luister nou mooi, if something happens to you, and there's a gladness in your soul, you automatically switch off for the person next to you. Am I right? You automatically switch off. You do not concentrate on the public.
You do not concentrate on somebody next to you. It's only your spirit and God's spirit that fills you with that special anointing and that special gladness, and then you jump out and you dance. You're so glad that you dance. That's what koor dance is. That's what koor dance is. It is an individual. Dis 'n individuele ontvangs wat jy ontvang. Verstaan jy wat ek vir julle sê? Moenie gaan dink ek breek koordans af. Glad nie. Glad nie. Amen. As ek nou en dan sien die bome se takke hang so bietjie wild. En daar die vrugte raak nou so bietjie nie meer so baie vrug draand nie, dan het jy gesien daarby as hulle pekanneutbome, as hulle pekanneute pluk, dan gooi hulle so 'n band om 'n boom, maak hom in 'n trekker vas. Dan skud hy so. Val al die goed af. Nou ons ook in die kerk. Ons gooi ook so ding om jou. Maak ons ook so en dan sien jy miskien daar op ou iets wat al. Glo jy dit? Nee, sal nie. Maar ek sal nie skud. Ek sal nie skud. Ons praat oor die ene. Pasga bring 'n een, nagmaal bring 'n eenheid. Hoekom? Want ons glo almal aan die eenheid. Kyk wat sê oor die ongesuurde brood. As die brood van beproewing. Dit herinner ons nie net aan die beproewing van die kinders van Israel in Egipte nie, maar ook aan die beproewinge van Jesus. Die brandmerke wys dat dit deur die vuur moes gaan. Jy sien, as u 'n ongesuurde brood vat en hy's 'n leftover, dan sal jy weet as hy gebrand is, hy rys nie. Hy bly net so. En dan het hy brandmerke aan hom. As jy sien daar's brandmerke aan hom, dan weet jy, dis 'n ongesuurde brood wat oorgebly het. Dit is wat ons normaalweg in die Ou Testament het hulle dit normaalweg gebruik. Want weet jy hoekom? Weet jy waar kom dit vandaan? Hulle is met so vinnig gespoed uit Egipte. Hulle kon nie wag dat die brood moes rys nie. Jy weet ons wat is dit as jy brood bak? Dan sit jy hom so 'n bietjie in handdoeke toegedraai, jy sit hom in die son. Jy sit hom in die son, dat hy bietjie kan rys. Want hulle is te vinnig uit Egipte uit. Die brood kon nie rys nie, hulle was te vinnig. Nou hulle wil hom eet. So hulle moes daai brood ongesuurd geëet het. Hoekom? Dis Egipte se skuld dat hulle ongesuurde brood moes geëet het. Want hoekom? Daar was nie tyd vir hulle gewees nie. Eerste rede. Tweede rede. Suurdeeg is die sonde. So dis tweeledig hoekom hulle nie gesuurde brood geëet het. Josef, hy sê, van my liggaam, as jy van my eet, sal jy nooit weer honger kry nie. Want dit is die brood van die lewe. Nou begin hy te kom, toe hy die brood breek. Toe hy die brood breek, toe gebeur dit. Toe die brood breek, toe gebeur dit. Het hom gebreek. Hy het hierdie gedeelte gelos dat hulle dit eet. En uit hierdie gedeelte het hy toegedraai. Vir 'n ander geleentheid. Hom toegedraai vir 'n ander geleentheid. Hulle noem dit afkoming. Hulle het hom gehou.
onthou hulle mag niks weggegooi het. So hierdie het hulle nie as 'n oorskiet genoem nie, want dit klink lelik. Hulle het hom gebruik vir afkoming. So het hom geberre daar. Hulle het hom in die lap toegedraai. Eksodus 1:13 en 14 sê hulle, daarom het die Egiptenare die kinders van Israel met wrede hardheid laat dien en hulle lewe verbitter. So wat het hulle gedoen? Wat het Israel gedoen? Onthou, hulle moes die hele Egipte moes hulle oorskakel in 'n manifestasie. So wat hulle te doen is hulle vat bitter kruie en hulle doop dit in die bitterheid van die water. En hulle vat daardie bitterheid en hulle gebruik daardie en hulle sit dit in die brood. En nou eet hulle die brood om hulle te laat herinner aan die bitterheid van Egipte. Wat hulle gaan herinner aan die bitterheid van Egipte. Hulle gaan verder, Matteus 8:17, sodat vervul sal word wat gespreek is deur Jesaja die profeet toe hy sê: Hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Is dit nie waar nie? Wat profeteer Jesaja? Hoekom kan Jesaja dit sê? Want Jesaja 53 gaan in die toekoms in. En Jesaja profeteer, want Jesaja was 'n profeet gewees. Hy kom by die tweede beker, hy gaan my haas as die beker van bevryding. Bevryding waarvan? Bevryding van slawerny en van sonde. Die storie van Pasga is 'n storie van slawerny en bevryding. Dis 'n storie van hoop wat nie bestaan word nie, 'n storie van God wie se verbonde ewig is. Hul kinders is vermoor en hul nood het hulle uitgeroep na God en hy het hulle gebede verhoor en Moses gestuur om hulle uit te lei. So hierdie water met bitterheid, dit wat in die brood toegedraai is, hulle herinner aan dit wat hulle die Egipte deurgemaak het. Die derde beker. Die derde beker. Nou hulle 10 dae lank het hulle Pasga gevier. Al hierdie goed het nie in een dag gebeur. Nou daar was meer dan 5 miljoen. So dit was onwaarskynlik dat hulle een manifestasie sommer chop in 'n dag kon afhandel. So wat gebeur? Genoemde die beker van verlossing. Hierdie beker herinner ons aan die Pasgalam geslag is. Almal wat die bloed van die Pasgalam die deurkos gesmeer het, is gered en almal wat kom na die kruis, aan die bloed van die lam van God wat daarop gered is. Kom in 1 Korintiërs 5:7 en hy sê, verwyd dit aan julle ou suurdeeg. Verwyd dit aan julle ou suurdeeg, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. In ooreenstemming daarmee dat julle ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik die Messias. Ek gaan vir 'n stukkie lees uit Hebreërs, uit die Hebreëse taal. Kyk wat het gebeur toe Jesus die brood neem, die nagmaal. Kyk wat het hy gesê. Daarop neem Jesus die brood en hy het God gedank en gesê, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam. Atmosia lamech
ons God, koning van die heelal, wat brood voortbring uit die aarde. Hoe breek hy dit? En hy sê vir hulle, dit is my liggaam. Eet dit ter nagedagtenis. Komentaris toe vat in 1 Korintiërs 10:16 die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën. Dit is nie die gemeenskap met die bloed van die Messias nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van die Messias nie. Hy sê in Psalm 116 vers 12 en 13, wat sal ek God vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossing opneem en die naam van God aanroep. Die 4de beker, die laaste beker. Hierdie is 'n beker van lofprysing. Daardie beker het hy gebreek. Toe by die beker kom, en hy dank vir die beker. Toe gaan hulle en hulle vat die gedeelte wat oorgebly het. En hy breek dit. En hy gee dit aan hulle en hy sê, eet. Halleluja. My liggaam. Is ons nie vanmôre bevoorreg? Dink mooi wat ek vir jou vanmôre sê. Is ek en u nie vanmôre bevoorreg? Een van die jong manne nie vir my asseblief daai waterkrag hier na vore bring. Sit hom hier so in die middel neer. Daar sê kom maar Martin. Luister nou wat wil ek vir u sê. Dit is moeilik om so stil te sit terwyl ek met u gepraat het en nie kwaad is. Maar luister nou net wat ek vir u sê. Ons het begin by die eerste beker in Egipte. Die tweede beker. Die derde een toe keer ons al terug. Kyk wat gebeur met die 4de beker. Dus ons is vanmôre by die 4de beker. Ons het nie nodig om hierdie tappies te vat, die bloed te druk, en dan die deurpos te vee. Doen nie dit ook. Is dit vir jou nodig? Hierdie het 'n betekenis gehad. Toe die gees verby die deur beweeg, en daar was nie bloed aan nie, het daardie oudste kind gesterf. Ek het nie vanmôre, as 'n manifestasie doen, ek dit is nou iets anders waarvan ons praat. Ek het nie vanmôre nodig om dit te doen. Nou die deurpos te gaan smeer. Ja, amen. Kom nie. Prys is betaal. Amen. Hy het nie 'n enkele skuld gehad. Nie 'n enkele skuld het hy gehad. Dag toe op die kruis gestaan. Amen. Hy het niemand niks geskuld. Amen. Amen. Halleluja. Reg terug Egipte toe. Toe God Israel uit die verdrukking gaan uithaal. Toe vat hy daardie liefde, daardie omgee, daardie brood sonder die suurdeeg, daardie verfyndheid waarmee die Here jou siel red.
en hy gaan sit hom vas teen die kruis Amen. op Golgotha. En dis wat ek met u vanmôre. Dis wat ek met u vanmôre. This is what we've got this morning. This is our product, which have been transformed from Egypt to the world. Not to Israel. Right just before Jesus break this bread and prayed, while they was already gathering in the upper room, it was still Old Testament. Listen carefully. Although it's been written in Matthew's, it was still Old Testament. Why? The New Testament starts the moment he died on the cross. Amen. Amen. Hallelujah. He couldn't have died in Job or Malachi or all the Old Testaments, because that was still in the reign of the Egypt and Israel. Amen. So the day he died on Calvary, which means he was already been crucified. The blood was already been shed. Amen. So when he died on the cross, he fulfilled, not replaced, but fulfilled the Old Testament. Why? Amen. With the blood Amen. of the Lamb Amen. of Jesus Christ. Hallelujah. He fulfilled this. Amen. So now for, I don't need to slaughter a lamb, Amen. because the lamb of us has already been slaughtered on Calvary. Amen. So what can we do this morning? We can do what they did. Amen. We was actually supposed to wash feet there at the door this morning. Amen. Amen. According to, you see, you don't need John 4:30 to convince me. You need common sense and right back to Exodus. Why? Because you are now entered this morning in the house of the Lord. Not with dirty feet. And when you're going to serve yourself this morning, you're going to first wash your hands. Because you don't sit on a table with dirty hands. Am I right? You're just following me. So when we commemorate this table, not that table or that table, they had their time. First, second, third, and fourth. Actually, the fourth one is what's happening Amen. to this one. Amen. Breaking of the body of Christ and drink his blood. This is actually what happens here. So he washed his hands. He washed his hands. He get to the bread. And as he break the bread, he says to them, eat. Nowadays we haven't got time, which is actually a pity. Because this is the 3rd of March today, am I right? Amen. So if you page through the history, you will see that this day, of the last day of the Passover, happened on the 3rd of March. The month Abib and Nisan, which is the center of April, Yes. of February, March and April.
So the month between is March. Amen. So that was actually, it happens every 5 years. You can use the 3rd of March on a Sunday. So what happens? You break the bread. Now you've got the body of Christ, and you can take your time and make sure you're going to deliver a message for yourself. To say, Lord, thank you. Thank you for this wonderful opportunity that I had this morning to acknowledge what Jesus says to the disciples. Take and eat. This is my body, he prayed. He says, Father. He was speaking to his Father. He says, Father, bless this bread. He stood up. He stood up. And he held this in his hands. He says, Father, bless this body. When he was finished breaking the bread, it does not look at ease. But listen here. He breaks it not in small pieces, because they was busy with a meal. He breaks it maybe in half. Or he was responsible for breaking the bread. And when he was finished, he took the cup. And he told them, this cup, he thanked his Father, says, thank you for my blood shedding for my people. And he gave it to them, and they drank. I want to give you an opportunity this morning. I want you to come to the table. And do what they've done. You may say, thank you, Lord. Thank you. Thank you for the table, which has been set. He was thinking so much of each one of us. He gave his own son. Like Abraham. I've only got one son. And maybe if the Lord should have spoke to me, I would have said, no, Lord. I think there's some communication problem between me and you. You mean my son? The one that comes from my grandpa, which has got his grandpa's name. So now you want to cut off our family. I said, no, I think you made a mistake. Maybe it's not in our house. I wouldn't do that. Maybe you would have done the same. Abraham listens. And because of Abraham listened, God could have sent Jesus. That's why we and you sit here this morning. Have an opportunity to take part